In die nuus vanaand, die ANC sien die Withuisvergadering as 'n klinkende sukses, terwyl die EFF sê hy sal hom nie deur die FSA laat snoer nie. En inwoners van Moskou is verheug oor 'n Stalin-relief. Goeienaand, welkom by ons bulletin. Die ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula het die hoofvlak ontmoeting tussen president Cyril Ramaphosa en die FSA-president Donald Trump as 'n daverende sukses beskryf. Die ontmoeting kom na maande se spanning tussen die twee lande, wat onder meer gespruit het uit Suid-Afrika se vlootoefeninge saam met Rusland en China, Suid-Afrika se verhouding met Iran, die strafhofsaak teen Israel, die onteieningswet en rasgegronde wetgewing. Die verhouding is verder versuur nadat Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika, Ibrahim Rasool, tot persona non grata verklaar is en uit die Verenigde State geskop is nadat hy Trump gekritiseer het. Gisteraand se Withuisvergadering het uiteenlopende reaksie ontlok. Die vergadering word deur talle as 'n keerpunt gesien, terwyl ander meen Suid-Afrika staan voor 'n kruispunt. We may want to characterize yesterday as mission accomplished because many things have been said about South Africa. It took the head of state to go to White House to sit down with President Trump and to put the record straight for the first time face to face, and President must be applauded for that. He's doing it for his country. Die EFF sê die vergadering het die soeklig op sy leier, Julius Malema, geplaas en dat handelsbetrekkinge aan die agterspeen gesuig het. We are going to continue to chant kill the poor, kill the farmer. We are going to continue to pursue constitutional and legislative mechanisms to expropriate the land without compensation. And we're going to backtrack on that whether Donald Trump is calling for the arrest of Julius Malema or not. Die MK-party het die Phala-Phala-sage in sy reaksie uitgelig. What you have there sitting next to Donald Trump is a fugitive from justice. What should be happening is that they should be prosecuting him and letting him and asking him to actually respond as to how was he found with all those dollars in his couch, and also then account according to the international law of the US, which is the FCPA. This is what should be happening here, because they are sitting with a person who has caused criminality, and that farm of his is a crime scene. Die Vryheidsfront Plus sê brandpuntkwessies is bespreek om broodnodige verandering te bewerkstellig. Suid-Afrika is gisteraand voor die oë van die wêreld as 'n land van geweld met 'n sukkelende ekonomie, ontploffende infrastruktuur en algemene stagnering ontbloot. Dit was die resultaat van die gesprek tussen president Ramaphosa en president Trump gisteraand in die Withuis. Ek het in die verlede onlangs reeds gewaarsku dat hierdie gesprek voortydig is en dat daar eers ander stappe geneem moes word om 'n sinvolle gesprek te kon hê. Na gisteraand weet die hele wêreld dat Suid-Afrika 'n land is waar vrylik en gereeld gedreun word dat Afrikaners en boere vermoor moet word. Afrikaners en ander minderhede word geboelie, afgeknou en deur rasgegronde wetgewing benadeel. Die nie-regeringsorganisasie My Vote Counts sê politieke opportunisme het veroorsaak dat die wysigings aan die wet op die finansiering van politieke partye vroeër die week deur die parlement goedgekeur is. Ingevolge die wysigings word die drempel vir die bekendmaking van skenkings aan politieke partye van 1 na 200 000 rand verhoog. Die maksimum bedrag vir skenkings aan politieke partye word ook van 15 miljoen na 30 miljoen verhoog. My Vote Counts sê die parlement het die wysigings goedgekeur ondanks 'n hangende uitspraak oor sy aansoek in die Hooggeregshof in Kaapstad om te verseker dat elke sent wat geskenk word verklaar moet word. We see this as political parties favoring secrecy, favoring their own interests and those of their donors over transparency and accountability. We understand that politics is expensive, right? Parties need money to operate and to fulfill their roles in a constitutional democracy. But there has to be a balance between the rights of people to know who funds parties and to limit the influence of private actors in our politics.
Die wysigings is goedgekeur gegrond op 'n verslag van die Portefeuljekomitee oor binnelandse sake. Nie alle politieke partye het egter ten gunste van die wysigings gestem nie. Dit sluit die ATM, BOSA en Action SA in. The whole process is irrational. The Parliamentary Budget Office, when it was asked to do research on this process, found that the original limits, there's no justification for them. There's no rational reason as to why those were the original limits. Hulle sê die wysigings doen nie veel om deursigtigheid aan te moedig en die finansiële kaping van die land se politiek te voorkom nie. Volgens die voorsitter van die Portefeuljekomitee oor binnelandse sake, moet die president nou die wysigings oorweeg voordat dit bekragtig word. Die verkiesingskommissie hou volgende maand 'n simposium waar tydens meer magte aan die kommissie om politieke partye te dwing om rekenskap te gee van skenkings onder meer bespreek sal word. Die voorsitter van die staande komitee vir finansies, Dr. Joe Maswanganye, waarsku teen die invloed van populisme in regeringspolitiek. 'n Aantal partye het kapsie gemaak dat die begroting wat gister aan die parlement voorgelê is, 'n stewige verhoging van die brandstofheffing bevat. Die derde gedaante van die 2025 begroting wat gister voorgelê is aan die parlement is onder die loep geneem deur die voorsitters van 5 parlementêre komitees wat met finansies bemoei is. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, stel voor dat die brandstofheffing vir diesel met 15 sent per liter verhoog word en vir petrol met 16 sent. Dr. Maswanganye meen die opstand teen belastingverhogings kan gevaarlik wees. It will not be right that every time the state talks about increasing a tax, we encourage protest. You are not going to run a state based on populism, because there's no state that can function without revenue. Met Godongwana se eerste begrotingsvoorstel in Februarie kon die kabinet nie 'n ooreenkoms bereik oor sy voorstel dat belasting op toegevoegde waarde of BTW met 2% verhoog word nie. Met die tweede weergawe het die minister van Finansies 'n laer BTW-verhoging van 1% voorgestel, verdeel oor 2 geldjare. Die dreigement van 'n hofinterdik het egter 'n stokkie voor die voorstel gesteek. The parties in the GNU will support the budget ultimately, so it will pass. We will not have this scenario where the budget doesn't pass. I hope Mr. Moloto doesn't kill me for straying out, but I felt this is important to say because we'll get to a point where if we are irresponsible, then we'll get to a point where people are not going to get paid. Fiskale dissipline gaan voortaan beklemtoon word as gevolg van laer as verlangde belastinginkomste. With any international investor or domestic investor in future, the story South Africa has to tell is that ultimately we are reviewing our expenditure to make sure it's aligned to priorities. We have a plan that is fundable. We hold the executive to account against that plan. Ondanks besnoeiings in die begroting van bykans 70 miljard rand oor die volgende 3 jaar, moet die regering oor dieselfde tyd met 62 miljard rand minder inkomste klaarkom. Die polisie in die Weskaap het met 'n reuse soektog begin na die verdagtes wat gisteraand die Kleinvlei polisiestasie in Esterrivier in Kaapstad aangeval het. Gewapende mans het na bewering net voor middernag verskeie skote op die polisiekantoor afgevuur. Die polisie sê die aanval op die polisiekantoor het gevolg kort nadat 3 beweerde bendelede deur die anti-bende-eenheid in hegtenis geneem is. Hulle word verbind met 4 moorde in die gebied. Hoewel skade aan die gebou aangerig is niemand beseer nie. Verskeie gespesialiseerde polisie-eenhede is betrokke by die soektog na die verdagtes. What we are not going to accept is attack on a police station. We have given an instruction to our members that they must defend our police station with all might that we have. And the people that are responsible for this, they must be found. We are going to find them so that they can be brought before justice. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, het in Hannover Park aan die media gesê, die regstelsel sukkel om skuldigbevindings te verseker in sake wat verband hou met die beslaglegging van vuurwapens deur die metropolisie. Die afgelope 4 jaar is beslag gelê op meer as 1600 vuurwapens, maar daar was net 81 skuldigbevindings. Bendegeweld vier reeds dekades lank hoogtye op die Kaapse vlakte. Die hele
criminal justice stelsel is in die hande van die nasionale regering, van polisieering op die strate tot ondersoek, tot prosecution and to the prison system. Die hele ding, die hele ketting is in die nasionale regering se beheer. En dis die stelsel, die sisteem wat op die oomblik nie werk nie en nie die resultate gee wat dit moet gee nie. Die Kaapse Misdaadkrisiskoalisie het 'n beroep gedoen dat 'n nasionale kommissie van ondersoek aangestel word na bendegeweld in die land. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. In Washington is 'n 30-jarige verdagte in hegtenis geneem in verband met die moord op 2 personeellede van die Israeliese ambassade in die stad. Yaron Leshinsky en Sarah Milgram is gisteraand voor 'n Joodse museum sowat 1 kilometer van die Withuis af doodgeskiet. President Donald Trump het die aanval bestempel as 'n gruisame daad teen Jode en gesê daar is nie plek vir haat en radikale persone in die VSA nie. Die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu sê die paartjie wat binnekort verloof sou raak, se lewens is kort geknip deur 'n antisemitiese moordenaar. Steeds in Washington het die Huis van Verteenwoordigers president Donald Trump se omstrede belasting- en bestedingswetsontwerp net goedgekeur. 215 lede het vir die wetsontwerp gestem teenoor 214 daarteen. Die wetsontwerp moet eers die ja-woord van die Senaat kry voordat Trump dit kan bekragtig. Luidens die wet gaan besteding op die weermag en grensbeveiliging merkbaar verhoog word. Dramatiese belastingsbesnoeiings in die wet dra daartoe by dat die VSA se reusagtige skuld met meer as 10% gaan toeneem oor die volgende dekade. Die wetsontwerp skaf kortings vir groenprojekte af en maak dit ook veel moeiliker vir armes om hulp met voedsel of mediese onkoste te kry. Minstens 29 mense, waaronder babas, kinders en bejaardes, is volgens die Palestynse Gesondheidsministerie aan gesieketoestande dood wat met verhongering verband hou. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê babasterftes in die Gaza-strook het voor die oorlog aansienlik afgeneem, maar dit kan nou met die getal babasterftes in van die armste lande in Afrika vergelyk word. Internasionale deskundiges waarsku oor 'n dreigende hongersnood in Gaza met 'n bevolking van 2,3 miljoen mense. Trokke met voorrade is maandag toegelaat om Gaza binne te gaan, maar volgens die Verenigde Nasies is geen hulpvoorrade versprei nie. In Griekeland het 'n aardbewing van 6,1 die gebied naby die eiland Kreta getref. Die aardbewing kon ook in Turkye, Israel en Egipte gevoel word. Geen ernstige skade is tot dusver aangemeld nie, hoewel 'n tydelike tsunami-waarskuwing vroeër uitgereik is. Griekeland is een van die Europese lande waar die meeste aardbewings voorkom. Die gewilde toeriste-eiland Santorini is vroeër van die jaar vir weke lank deur talle aardskuddings getuister. Ons is nou terug met die sake nuus. Bly by ons. En nou vir 'n kykie na die markaanwysers. En 40 olifante is suksesvol oorgeplaas van die Addo Nasionale Olifantpark se hoofkamp na sy Kabuga gebied. Spanne bewaringskenners, veeartse en logistiese spesialiste het die groot trek moontlik gemaak. Addo huisves 'n klein en 'n unieke olifantbevolking wat met 11 olifante in die 1930s begin het. Vir die 5 olifantgesinne is daar 'n splinternuwe stuk grond van 26 akker om te verken. Dit is die eerste keer in meer as 100 jaar wat die olifante weer in die gebied gesien sal word. Die hoë berge en vars waterstroom bied meer as genoeg vir die ou grootes. But this relocation is also part of managing the population by moving them to new areas. We are mimicking a process of
dispersion and immigration. So historically, those animals would have had, well, elephants in this area would have had access to the mountains, to the Kabuga section, and also the greater landscape as well. They would have been connected all the way down to the Gamtoos, to the Knysna elephant populations, and even right down to the Western Cape. They were free to move across the landscape. So by managing the populations, we are linking into all other populations as well. Die hervestiging van die herbivore vorm deel van 'n groter bewaringsplan om uitgeputte ekostelsels te herstel. We refer to the elephants as ecosystem engineers. By that I mean they change the ecosystem. They open up thick areas, allow other animals access to food or shelter or access to water. And in the nature of being a mega herbivore, they browse and graze on several species, of which they then spread the seeds across the landscape. Volgens dierennavorsers is dit belangrik om die matriarg van 'n olifantfamilie saam met haar nasate te blaas. So the first 8 to 9 days we've given long-acting tranquilizers, which lasts for 8 to 9 days. They still just getting used to their new environment. Al die olifante het opsporingsbande en sal noukeurig gemoniteer word. Kim Daniels, SAIK nuus, Addo, Weskaap. Ons kyk net hier na die sportnuus. Ons is nou terug. Die ontslape rugbyspeler Cornel Hendricks se voormalige spanmaats, vriende en familie het by die Boland Rugbystadion in Wellington byeengekom waar hulle aan hom hulde gebring het. Hendricks is verlede week in die ouderdom van 37 jaar aan 'n hartaanval dood. Hy het sy toetsbuiging in 2014 gemaak en het daarna 12 keer vir die Springbokke uitgedraf en 5 drieë gedruk. Hendricks is as 'n deernisvolle en nederige persoon beskryf. Die rugbygemeenskap in die Boland en die gemeenskap in Wellington is in rou gedompel. Sy beroemdheid en sy bekendheid het hom nie groot kop laat kry nie. Hy was nederig en plat op die aarde en nooit sy wortels of sy herkoms vergeet nie. Hy het altyd met 'n oop hand gegee. Die Boland Rugby Unie het hom so gehuldig. Ons neem afskeid van 'n baie spesiale mens. Soos wat almal gesê het, 'n ikoon in Boland Rugby. Hendricks se begrafnisdiens sal Sondag in Wellington gehou word. Corbin August, SAIK nuus, Wellington in die Boland. En ten slotte vanaand, die tonge in die Russiese hoofstad Moskou is los nadat 'n ou bekende weer begin pryk het in 'n prominente plek in die Taganskaya moltreinstasie. Die diktator van die Sowjetunie, Josef Stalin, in marmergedaante is terug, bykans 60 jaar nadat hy verwyder is. Die lewensgrote relief stel Stalin in die Rooiplein voor, waar hy omring is deur Sowjetburgers wat met bewondering na hom staar. Dit is 'n herskeping van 'n relief met die titel Dankbaarheid vir die mense, vir die leier en aanvoerder, wat in 1950 onthul is in die moltreinstasie, 3 jaar voor Stalin se dood. 3 jaar na sy dood het die destydse Sowjetleier Nikita Khrushchev onthullings gemaak oor die vergrype gepleeg deur Stalin. 'n Tydperk van sogenaamde destalinisasie het gevolg. Die aantal sterftes wat aan Stalin toegeskryf kan word, wissel tussen 3,3 en 20 miljoen mense, wat dood is in die Gulag strafkampe van hongersnood of teregstelling. Die relief is in 1966 verwyder en sogenaamd verloor. Moskou-inwoners is hoofsaaklik positief oor die stap. Sommige reken die oorwinning in die Tweede Wêreldoorlog maak die huldiging van pas. Talle meen dat daar nog standbeelde van die leier gaan verrys. Die navorser van Sowjet-argitektuur Alexander Zinoviev meen egter daar is 'n rede waarom Russe so ontvanklik is vir die simbool. Hy sê huidige isolasie in Rusland saam met konservatiewe ideologie maak die land soortgelyk aan die Sowjetunie in die vroeë jare 50. Hy sê die sentrale rol van 'n leier en druk om geen kritiek uit te spreek nie, is dinge wat nou en toe in gemeen het. En dis al vir vanaand. Baie dankie vir die saamkyk. Mooi aan verder. Totsiens.
Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand is dit mooi weer oor die binneland en die westelike helfte van Suid-Afrika. Verder is dit gedeeltelik bewolk langs die kuslyn die ooskus van Suid-Afrika en 'n 30% kans vir reën langs die kuslyn van die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal en dan 'n tamelike sterk wind langs die kuslyn van die land. Nou kyk ons na die toestande vir môre en dit is 'n oggendmiskolle langs die suidkus. Dit strek oor die ooskus tot in die noorde en dan ook 'n tamelike sterk wind langs die kuslyn van Suid-Afrika. Ons kyk nou na 'n waarskuwing wat uitgereik is en dit is vir hoë see duinings hier langs die suidkus en die ooskus van die land en wees baie bedag daarop. Nou kyk ons na die temperature in Gauteng vanaand en dit sal in die sentrale gedeeltes wees nou Johannesburg wat dit baie koud sal wees 0 grade daar in Johannesburg en dan Pretoria se maksimum 21, Bronkhorstspruit 20 grade Celsius en Vereniging 0 maar op tot 19 môre middag. Die volgende provinsie in ons weervoorspelling is Limpopo en in die noorde Musina 23, Phalaborwa 24, oornag en Bella 7 later 21 sonnig, maar 'n koel dag wat daar voor lê. Nou die volgende provinsie Mpumalanga en dis in Carolina oornag 2, so ook in Ermelo, so ook 'n koue nag vir Standerton 20 grade Celsius môre middag en dan die volgende provinsie is KwaZulu-Natal. Hier langs die kuslyn vlak in die 20s, Durban 22, Richards Bay ook so en Kokstad oornag 4, later 18 grade Celsius. Die volgende provinsie is die Oos-Kaap, daar ook vlak in die 20s, Oos-London 20 grade Celsius, Gqeberha 21 oornag 9 dae en sonnige dag wat daar voor lê. Die volgende provinsie, die Wes-Kaap en daar kyk ons nou ook 'n sonnige gedeelte hier in die noordelike helfte van die provinsie. Hermanus 14 oornag 20 môre middag, Kaapstad 21 en dan ook nou in die Noord-Kaap. En in die noorde in Appington 23 baie koud oornag in Kimberley -21 gaan die maksimum daar wees. Nou in die Vrystaat en die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika baie koud in Ficksburg, Wepener en Forresmith -1 in daardie dorpe en Gariepdam môre middag 18 grade Celsius sal die maksimum wees. Nou die laaste provinsie in ons weervoorspelling is Noordwes en baie koud in Klerksdorp ook -1, Swazirenike 1 later 19 en die maksimum vir Mahikeng is 20 grade Celsius môre middag en dis dan al van die Weersentrum. Goeienaand.